Hier is ons weer. Die Kersseisoen het aangebreek en hierdie Sondag wat nou kom is ons eerste Sondag van Advent. Die Sondag van hoop. En terwyl ons dan nou so praat van hoop en hierdie afwagting wat ons het vir Jesus se koms, wil ek dan nou vandag met jou gesels oor 'n tema wat nou nogals 'n baie sterk tema was in hierdie jaar, as gevolg van 'n bekende sanger. En die oomblik toe ek dit sê, het jy onmiddellik geweet waarvan ek praat. Hierdie jaar is gekenmerk met 'n klomp mense wat gesê het, maar weet jy, die wegraping van die Here gaan op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke tyd plaasvind. Dit is iets wat ons weet gaan gebeur. Ons is 100% seker dat die dag en die datum gaan plaasvind. Nou ons teksgedeelte, Matteus 24, kom sê vir ons, maar niemand weet wanneer die dag van die Here gaan aanbreek nie. Selfs nie eers die Seun nie, selfs nie eers Jesus Christus gaan weet wat is die dag en die datum van sy tweede koms nie. En as ons hierdie gedeelte gaan lees, dan sien ons, maar vat Jesus dit 'n stappie verder. Sê hy, maar die eindtye, die tye van die laaste, voordat die groot oordeel gaan kom, gaan wees soos in die dae van Noag. Ons almal gaan net dood eenvoudig aangaan met wat ons elke liewe dag doen. Maar die wat getrou is, die wat luister, die wat die stem van die Here navolg in alle fasette van hulle lewens, hulle sal soos Noag die voorbereidingswerk doen. En dan wat treffend is van wat Jesus dan nou hiervan sê, en wat amper half vir my 'n groot kontras is in ons moderne Christene se verstaan van die tweede koms van Jesus, is daai pertinente fokus in Matteus 24 dat Noag en sy familie het agterna gebly. Hulle is die fondasie waarop God sy skepping kon reset het, van vooraf begin het. Hierdie mense met presies dieselfde foute as ons, hierdie mense wat net so sondig is as ons, maar hulle was getrou en het geluister na die Here. En dis hier waar ek dan nou vandag vir jou die vraag wil vra. Is jy bereid om agter te bly vir Jesus se tweede koms? Is jy bereid om nie weggeraap te word en van die probleme van die wêreld te ontsnap, wetende dat daar honderde miljoene gelowe mense is wat nie die Here ken nie? Is jy bereid om daai kans te vat? Of wil jy die evangelie verkondig? Wil jy vir die wêreld vertel van ons groot en magtige God? Ons God wat die lig vir die wêreld is, die ewige hoop dat daar goedheid in die skepping is. Wil jy ontsnap? Of is jy bereid om die harde werk te doen? Ons staan nou einde van die jaar se kant toe. En as jy van ons woord vir die week video's hou, asseblief gee dit 'n like, subscribe op ons YouTube kanaal,
sodat ons meer van hierdie video's kan uitsit. As daar enige vrae is oor Kersfees en die simboliese handelinge agter Kersfees, asseblief skryf vir ons jou vrae in die comments gedeelte. Ons kom agter so 70% van mense wat ons video's kyk is nog nie subscribe tot ons kanaal nie. So ek vra weer, subscribe en dan sien ons mekaar weer volgende week met die tweede Sondag van Advent. Tot ons mekaar weer sien. Mag die Here jou seën. Amen.